gaan by jou begin. Jou pa het vir julle, alhoewel hy vir julle 'n lekker grondslag gelê het om te begin, moes julle nog steeds om van 50 skape 'n week na 2000 skape 'n week te slag. Is 'n groot mindset wat julle moes verander. Hoe begin mens in 'n familiebesigheid om so 'n besigheid staan te maak? Ja, Pietman, baie dankie en ek wil net sê goeiemôre aan almal en is 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees aan Karmay, oom Stefan en die hele span. Baie dankie. So Pietman, terug by jou vraag familiebesigheid, wat 'n voorreg. Ek dink alle eer aan my pa wat dit begin het en my oupas en my ma en dis 'n familie, is 'n spanpoging en dis nooit 'n stop nie. Jy weet dis 'n maraton wat jy draf in besigheid en in boerdery, dis nie 'n sprint nie. So waarvanaf ons kom is tradisionele graanboerdery en toe in 1990 het my ma haar hoë hakskoene ingeruil vir platskoene en sy het op die kombuistafel begin werk met vleis as 'n noodsaaklikheid vir 'n ekstra inkomste. So ons het besef dat daar moes, hoe groter die familie word, hoe meer moet ons doen om te kan kry. So ek kan nie die erkenning vat daarvan nie. Dit was destyds my ma, my oudste broer Pieter. En ons het maar net organies gegroei in die begin. Ons het gegaan van kombuistafel tot my pa gekla. Susan, ek wil 'n bietjie goalie kyk, gaan werk in die vleiskamer buite. So ons is van die kombuistafel na die vleiskamer en daar het ons vir 20 jaar lank vleis verkoop in die informele areas. So ons is eintlik maar professionele bakkiesmouse. En toe het ons jare daarna 'n slaghuis gebou en so die besigheid maar toe begin momentum optel. So ons is 'n 100% familiebesigheid, maar dis maar samewerking. Dit is respek vir mekaar en ek moet sê as gelowiges, ons kor is gesond. Ons kom deur, ek moet erkenning gee weer eens vir my familie en almal wat betrokke is in die vallei en die gemeenskap. Dit is 'n stelsel waardeur ek 'n produk is op die einde van die dag. So ja, Delico familiebesigheid, ons is nog aan die groei, ons het definitief nog nie gearriveer nie. Die industrie hou ons elke dag, soos julle weet, nederig, maar ons is gelowig, standvastig en ons kor is op die regte plek. Ons vat nou die skaal van julle besigheid. Ons het almal vir Delico geken toe dit nog 'n klein slaghuisie was wat jy toevallig verbyry. Nou staan daar, julle bedien oor die 2000 besighede. Hoe verander die familiedinamika as jy ewe skielik van klein familiebesigheid gaan na korporatief toe? Pietman, hier dit. So, ek dink jy moet verander hier. Dis die wonderlike ding. Hier is 'n resep wat ek vandag vir julle kan gee, wat ek sê, daar's 'n resep vir elke familie besigheid in die kamer nie. Elke familie en elke familie besigheid is uniek. Ons is wie ons is, Pietman. Eerstens, jy moet gelukkig wees met jouself. As jy nie gelukkig is met jouself nie, dan gaan geld of skaal vir jou ook nie gelukkiger maak nie. So ek moet sê, ek het die ongelukkig het ons in 1998 ons pa verloor. So toe het my 2 ouer broers en my suster en my ma het my redelik groot gemaak. En ons is gelukkig, ons is nederige mense en ons werk hard. In die boek wat ek volg, staan, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Daardeur wil ek sê dat dinamika verander, maar jy moenie verander nie. Ek het 'n vriend van my wat ook ek is baie lief vir industriële besighede. En hy het vir my gesê, Henry, sodra jy meer as 30 rekenaars gaan hê, kyk, dan verander dinge. Dan is dit nou 'n meeting request in plaas van ons kom gou by mekaar. Dinge verander, maar ek dink jy moet met dit verander sonder om as mens te verander. Strukture kom in, sisteme kom in, maar bly eg aan jouself. So my oudste broer Pieter, my oorlede broer Frederik, my ma en ons vrouens, nee, is 'n groot komponent van ons besigheid. Ek weet dit verskil, ek weet dit, ek maak nou hier so 'n groot boek oop. Maar hulle is ongelooflik ondersteunend teenoor wat ons doen en my eie vrou ook. As ek rondrol in die nag, dan sy die een wat my rug krap. So wat ek daardeur wil sê is een van die belangrikste besluite wat ek vandag kan deel, is sekerlik die vrou wat jy vat op die avontuur saam in 'n familiebesigheid. So ek dink jy hoef te verander nie, maar bou daai strukture, stelsels en sisteme vir volhoubaarheid. As ek rondrol in die nag, dan kry ek 'n pak sla. Ek kan nie. Ek gaan later weer terugkom na oom Gys. Dit is nou ons ken mekaar nou al
etlike jare, ek en jou seun het saam rugby gespeel. Hy was in Boysay, ek was toe speel ek vir Boland Landbou. Nou nog nie provinsiaal op daai stadium nie. So dit is nou moeilik om nie my series onderop te laat uithang nie. Julle boerdery is nou 130 jaar oud en daar's 'n stigma betrokke as dit kom met die derde en die vierde geslagte dat daar altyd so 'n bietjie geklei trap is. Wat het julle gedoen toe julle besef julle gaan ook nou oor in 'n meer korporatiewe struktuur om daai klei trappery uit te skakel of te verhoed? Pietman, jy kom maar uit ons geweste uit. Jy is nie vir my die moeilike vrae vra nie. Pietman, Stefan, Karmay, die hele span van Bergrivier. Baie dankie, is 'n voorreg om hier te wees. Ek moet sê, hierdie verhoogding is nie my ding nie. Stefan het my gebel. Sê by maar of ek wil hier kom praat oor familiebesigheid hier. Sê ek jong, ek so 'n bietjie dink. Dit was hier 'n dag of 2 daarna en hier kry ek 'n invite, hier staan my naam op. So hy het my nou hier gevang, maar ek is die afgelope 50 jaar by ons familiebesigheid betrokke. Nou familiebesigheid is my passie. En die boerdery is mos nou nie 'n beroep nie. Dit is al gesê, so dit is 'n roeping. So dit is 'n lang lewende ding. Maar familieboerdery is nie 'n besigheid met 'n klomp familie in nie. Dis 'n familie wat 'n boerdery bestuur. Dit verander alles in my boek. Nou Pietman, kan ek net so 'n bietjie perspektief gee oor die twee? Asseblief. Ons is die 12de geslag nou uit François de Toey, die stamvader, 'n Huguenot. Ons het in 1893 hierdie familiebesigheid wat ons noem ons familiebesigheid begin. Dis nou met ander woorde 2026 is dit nou 133 jaar gelede wat nou bestuur word deur die 5de geslag. En ons het nou hierdie 5de geslag het nou net oorgeneem so 2,5 jaar gelede. Ek sal vir julle 'n bietjie daaroor later vertel. Maar iets het in ons besigheid gebeur wat ek graag met julle wil deel. Hier so in die 60er jare het ons net een plaas gehad. En my pa en my oom en natuurlik nou my oupa het die een plaas gehad en hulle besluit om maar kom ons deel die plaas. Dit was maar in daai jare in Suid-Afrika oral maar die geval, die families, soos hulle sê, split op, deel. En toe so rukkie daarna, na hulle gedeel het, kom daar 'n baie goeie plaas in die mark. En die twee broers besluit, hulle sit 'n waardasie daarop en hulle sê, maar die plaas gaan een nie reg kry om te koop nie. En toe besluit hulle, maar kom ons koop hom saam. Nou die punt wat ek wil maak is, hulle boer toe eie plaas, hulle boer die gesamentlike plaas. En toe na 'n ruk, toe sien hulle maar hierdie gesamentlike boerdery werk vir hulle. Dit het bloot toevallig gekom. En toe het daar 'n ding gebeur, en toe was ek alself betrokke by die besigheid. Toe konsolideer hulle. En dit was eintlik die beginpunt. Dis heeltemal teenstrydig met die verloop van landbou in Suid-Afrika. Hulle konsolideer en uit dit uit het daar twee lesse. Die een is, nou almal weet dit,
2 koppe is beter as 1. En daai les het hulle geleer. En dan alleen beweeg jy vinniger, maar saam beweeg jy verder. Daai lesse is geleer en tot vandag toe boer ons en ons familie boer ons gesamentlik. So dis 'n bietjie perspektief. Nou ons het nou in 2023 beweeg van die 4de na die 5de generasie. Dis nou 7 neefs wat die besigheid bestuur. Nou die 7 neefs, om daarby uit te kom, het ons nou baie huiswerk gedoen. Ons het baie besighede besoek, ons het baie ingesit om nou te besluit wat gaan nou die volgende generasie wees. En glo my nou, daar is nie een resep wat reg is. Al hierdie besighede wat ons besoek het, ons is verwelkom, ons is goed behandel. Dis almal verskillend. Daar's 'n klompie beginsels wat ek met die tyd saam opgeskryf het, wat ek met julle kan deel as ons 'n geleentheid het, wat ek noem suksesbeginsels. Dit kan ek deel, maar dit is min of meer perspektief op dit toe. Ja, kyk, ons nou almal bewus, mense sien as jy vir 7de laan kyk en vir daai tyd die goalie, dan sien mense die tooi groente of die tooi vrugteboks en ek's doodseker almal van julle wat hier sit het hulle die tooi appel geëet. Dis nou net moeiliker om in die hande te kry met die vloede, maar ons sal daardeur ook werk. Hoe het julle daai aanvanklike oorbrugging gedoen as jy nou begin besef dit is nou die volgende generasie en hier kan 'n mens nou 'n bietjie koppe stamp. Wat se planne moes julle in plek sit om die saamwerk, die 2 koppe beter te laat werk? Sal ek nou met julle deel die wenreseppe wat ek ja. Ek het so 'n paar neergeskrywe wat ek dink vir 'n familiebesigheid wat ons noem suksesbeginsels. Nou die heel eerste is die vorming van 'n gedeelde visie. Nou jy kan maar ook praat van jou langtermyndroom of jy kan ook maar praat van jou strategiese doelwit, maar die konsep van 'n gedeelde visie, dit is by ons belangrik. En die familie moet eintlik ooreenkom. Wat is daai visie? Nou die vorming van daai visie is meer belangrik as die uitvoering daarvan. So ons pas dit ook toe op bestuur, ons pas dit toe met ons werkers. Ons kom ooreen waarna toe ons wil beweeg. Die konsep van 'n gedeelde visie is waarna toe gaan jy en dan die uitvoering daarvan. En dit is waar jy in 'n familiebesigheid waar daar meer as 1 familie is of 2 of 3, in ons geval 7, die uitvoering van dit is nie die belangrikste nie. Want daai persoon wat verantwoordelik is vir 'n gedeelte moet by daai uiteindelike visie uitkom. So die konsep van 'n gedeelde visie. Die tweede ding is die handves of grondwet. Ons het reg aan die begin en dis nou jou vraag, hoe kom ons by dit uit? Ons het jare gelede al 'n grondwet ontwikkel. Nou 'n grondwet in 'n familiebesigheid waar daar meer as 1 persoon is wat my betref ononderhandelbaar. Nou ons het met fasiliteerder gebruik gemaak. Volgens my is daar baie fasiliteerders, baie diensverskaffers. So daai proses om by 'n handves te kom
dit is meer belangrik as die handves homself, want dit dwing jou in die familie om te kommunikeer. Nou ons by die Tooi se handves is 34 bladsye en dit spreek al die moeilike onderwerpe aan. Dis hierdie goed soos aandeleverhandeling, dividende, opvolging, konflik, al daai goed spreek dit in die handves aan. Die volgende beginsel is die kwessie van rentmeesterskap. Dit is al hier genoem. Theo Foster, wat ook op die TV praat, jy ken hom. Hy sê jy's eintlik 'n pagter en nie 'n eienaar nie. So as jy in 'n familiebesigheid is en hy het dit ook nou hier genoem, is jy's eintlik nie die eienaar, jy's 'n rentmeester van die grond of van die besigheid. En ons het 'n streng leser daar by ons. Jy werk nou en jy bestuur nou, maar jy moet beter agterlaat as wat jy dit gekry het. Die ander sal ek vinnig net deurgaan, finansiële onafhanklikheid of persoonlike welvaart. In 'n familiebesigheid moet daar 'n plan wees. Die kuns is, hoe kry jy die familielede finansiëel onafhanklik? Nou, daar's baie maniere, salarisse betaal, byvoordele, bonusse, al die goed. Maar in ons geval het ons 'n streng pensioen, 'n verpligte pensioenskema. En die boodskap wat ek hier wil los is, die werklike toets van finansiële onafhanklikheid in 'n familiebesigheid kom eintlik by aftrede. Jy kan nou vir my vra, want ek is nou daar. En ek kan maar net getuig, as ons ek nie vir 50 jaar 'n verpligte pensioenskema gehad het nie, sou ek nie vandag finansiële onafhanklikheid gehad het. 'n ander beginsel is, wat 'n mens moet onthou in familiebesighede, as jy nou meer as getalle het, 'n familiegetalle groei vinniger as wat die besigheid groei. Kan maar gaan lees daaroor. So as jy nie in jou familiebesigheid 'n groeiplan het nie, dan gaan jy oor tyd per individu van die familie verarm. So daar moet 'n groeiplan wees, want die getalle groei vinniger. Die ander ding is, wat ek vind het in al hierdie navorsing, vergeet van 'n kapitaalontsluiting. Hulle noem dit 'n capital event. Vergeet daarvan. Dit gebeur. Jy moet eintlik nie steen daarop nie, want dit gebeur selde. En dan wil ek ietsie sê oor diversifikasie. 'n goeie beginsel in 'n familiebesigheid is om te diversifiseer. Nou ons diversifiseer nie net in ons primêre landboubesigheid, ons diversifiseer daar, ons diversifiseer daar. Ons glo aan hierdie, dit is ook al hier vanoggend genoem, jy het mos die ops en die afs in boerderyvertakkings. As jy gediversifiseer is, het jy dan die kans dat jou inkomste redelik stabiel is. Maar ons het 30 jaar gelede, het ons begin baie klein, het ons begin om buite die primêre landbou te diversifiseer. En vandag is ons 40% buite die primêre landbou. En dit maak 'n baie stabiele, dit maak jou besigheid baie meer stabiel. En dan die laaste, Pietman, sorry dat ek nou so lank praat, maar dis die
beginsels wat ons geleer het, maar die belangrikste beginsel is dat die sukses hang af van die bestuur. Nou in 'n familiebesigheid bestuur die familie mos nou die besigheid. Nou ons, die liewe Vader het vir ons was nou nie almal dieselfde geskape nie. Ons het nou nie almal dieselfde talente gekry nie. Nou volgens ons, en ons is streng daarop, moet daar 'n prestasie-evalueringsskema wees. En jy in die familie moet weet dat jy gaan getoets word. En as daar tekortkominge is, wees groot genoeg om jou te onderwerp aan professionele bestuur. Dit is my paar punte. Dit is nou jammer, RSG Landbou is hier nie, want mens kan dit net so uitgesaai het. Wilco, jy het nou die verste gekom van die Noord-Kaap af. Dalk is dit 'n goeie idee as jy ook net vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor julle familiebesigheid, dat ons ook net verstaan hoe julle dinamika werk. Ja, dankie Pietman. Ek wil eerstens, ja, ek dink ou gaan afbreek doen as ons nie vir Bergrivier elkeen naam net dankie sê nie. Dis besonder. Bergrivier diens ons langs die Oranje rivier beter as dit ons deur die plaaslike instansies gediens word. So dis 'n ongelooflike besigheid en om dit wat julle vandag hier aanbied is iets besonders. So dis 'n voorreg om deel te wees. Dankie NJ dat ek hier kan wees. En ek moet nou vir jou sê, ek is mos nou die kind hierso onder die klomp wat nou hier praat. Ek kan eintlik net al wat ek nou kan sê is dit wat hulle gesê het is waar. En dan kan ek nou opstaan. Nee, dis lekker om my goed te hoor want dit sny deur alle besighede. My oupa, ons is seker na die 5de geslag op Groblershoop, maar op ons veeplaas 3de geslag en in die besproeiing 2de geslag. So ons is eintlik maar relatief jonk. So dit wat hulle sê is goed waarmee ons nog in proses is. So my oupa het moet vee begin en toe as gevolg van 'n droogte het hy gesê my pa toe hy plaas toe kom moet 'n stukkie lucerne gaan plant dat hulle net ten minste vir die diere kan kos gee. En dis waar sy liefde vir besproeiing toe begin het. En ons het toe op die eind meer uitgebrei aan die besproeiingskant. So weer eens oor diversifisering wat 'n ou help om aan te gaan. Maar dan ook, ek dink wat hom Gys aangeraak het, opdeel. Baie families is maar daar. Ek ken ook 'n klomp families by ons wat sê, as ek klaar maak, deel ek dit vir my kinders, want my kinders kan nie saamwerk nie. Dis nie opsioneel nie. Dis 'n besluit wat 'n ou moet neem, ons gaan saamwerk. Die vuis wat jy kan maak wat groter is as jy saamwerk teenoor een individu op sy eie. En die Here is eintlik so besonder. Hy het vir my pa die vermoë gegee om eintlik alles in een ou te wees. Wat ook met sy uitdagings gekom het, maar ons volgende geslag het nie alles soos wat hy het nie, maar ons het weer elkeen 'n unieke sterkpunt wat jy kan tafel toe bring. En as jy daai sterkpunte saamvat, dan maak jy 'n ongelooflike sterk pakkie. Hoe maak 'n mens as jy nou, soos jy nou noem, die volgende geslag, hoe maak mens as daar 'n gedeelte van die familie is wat dalk iets anders wil gaan doen, wat in die filmbedryf wil ingaan, maar daar's tog nog vir hulle plek op die plaas. Skep mense 'n rol vir hulle binne in die besigheid, of is dit iets wat mens maar laat begaan? Ja, ek het die filmbedryf oorweeg, maar hulle het toe gesê my look stel teen my. So Ja, maar ek is terug op die plaas. Pietman, ons raak al aan dit. Ek het 'n boetie wat gekies het om nie deel van die besigheid te word nie, maar hy wil graag sy eie pekenet fabriek bou. En hy het op die eind op die plaas sy eie pekenet fabriek gebou. En die boerdery het hom gehelp daarmee, en op die eind het ons nou daai grond ook afverkoop aan hom. So dis juist dit wat hom Gys na verwys, die familiegrondwet, wat ons begin inskryf en sê daar moet ook geleentheid wees vir die besigheid om die volgende een te kan help. Het sy dit moet 'n rentevrye lening, 'n vorm van sekuriteit om weer 'n volgende geslag te help wat nie noodwendig in die boerdery wil wees nie, maar om net op sy voete te help.
nie met grants nie, maar net om daai persoon die geleentheid te gee om te doen wat hy wil doen. En dan binne die besigheid is dit nie van okay, my seun wil kom boer, so kom ons skep vir hom gou iets in die boerdery waar hy betrokke kan wees nie. Hy moet ook kom aansoek doen vir 'n pos en hy moet kwalifiseer vir daai pos en dan kan hy deel raak van die besigheid. Want dit wat hom hy sê as die lede groei te vinnig, so as ek almal gaan probeer akkommodeer, gaan ek op die einde die besigheid sink. So ek is dit wat hom Gys na verwys het, dit wat Piet Carson ook sê, ek is maar net 'n bestuurder van die besigheid op hierdie stadium. Vir 'n tydjie het ek die voorreg om 'n bestuurder te wees, om deel te wees van die besigheid en dan is dit die volgende ou se geleentheid. So ek kan nie aandring op uitbetalings as ek die dag daar wegstap nie. So om as familie die ding saam te kan doen, is kommunikasie, dink ek, dit saam met wat hom Gys sê, die grondwet, al daai goed is verskriklik belangrik, maar 'n grondwet help niks as ons nie meer bereid is om met mekaar te praat nie. So kommunikasie is volgens my een van die belangrikste goed in familiebesigheid. En die Here staan sentraal binne dit. As hy nie in die middel staan nie, dan raak eie egos baie vinnig, baie groot en raak struikelblokke. So die Here staan sentraal in die besigheid en dan is kommunikasie tussen mekaar baie belangrik. Toe dit net ek en my pa was dit maklik. Ons twee 21 Augustus saam gery. So baie van die planne is op die fiets gemaak of saam in die bakkie. En toe my suster hulle deel raak van die besigheid, sê hulle, wow, julle mag nie meer saam fietsry nie. Toe sê ons nou hoekom nie? Toe sê hulle want julle maak al die planne op die fietsse. En ons is gedwing om beter strukture daar te kry. Ons het elke maandagoggend kom ons net vinnig by mekaar om net in te check. Ons het elke donderdag moet die weekbeplanning ingee. Elke 4de Vrydag kom ons langer by mekaar wat ook die ander bestuurders wat nie familie is nie insluit. So dit gaan oor goeie kommunikasie, dit gaan oor nederigheid en nou nederigheid is miskien een van die goed, as jy sê jy is nederig, dan is jy klaar nie meer nie, maar dit gaan daaroor om erkenning te gee aan almal, ook my werker op die plaas, die aandeel wat hy het. Ek kan by hom leer soos wat hy by my moet leer. So dit gaan oor goeie kommunikasie, dit gaan oor mense wat omgee. Ek dink dalk kan ek dit sommer nou klaar noem, ons te 48 uur reël in die boerdery. Ek mag nie met iemand anders oor 'n persoon praat, as ek nie bereid is om binne 48 uur met daai persoon self daaroor te praat nie. So dit wil sê, ek kan na een toe gaan en sê, luister, ek wil net gou iets by jou klankbord, hier's 'n bietjie wrywing, maar so dis nie skinder nie. Ek soek net 'n bietjie hulp en dan moet ek met daai persoon self gaan praat. Want andersins raak dit wrywing. So dis een van die belangrike goed. Ons moet met mekaar praat oor ons probleme. Want ek moet 'n probleem kan aanspreek en ek moet dit kan begrawe. Anders raak dit waar jy families kry wat hulle sê, maar ek en my broer praat al vir 20 jaar nie met mekaar nie. En as jy vra hoekom, dan kan hy nie meer onthou nie. Maar hulle praat nog steeds nie met mekaar nie. So hoe vinniger die goed kan uitsorteer tussen mekaar, hoe beter is dit vir die pad vorentoe. Dis nogal 'n goeie reël om toe te pas. Ek dink in die wêreld ook, as mens die luister hoe skinder hulle op die dorpe, as mens daai 48 uur reël kan toepas. En om terug te kom ook na fiksheid, hoe belangrik dit is, ek kan nie eers die besluit neem om op 'n fiets te klim nie, en julle neem besluite as julle klaar op 'n fiets is. Dit is nogal 'n prestasie in itself. Maar Henry, julle verskaf werk aan nagenoeg 1500 mense nou, julle of 800 mense, julle mik na 1000 toe. Konflik gaan daar wees. Ongeag of dit nou met jou personeel is, maar hoe hanteer julle konflik in die familie self? Ja, so konflik sal altyd wees of kom ek sê eerder verskille gaan altyd wees, Pietman. Ek dink ons moet almal groot genoeg wees en groter as die situasie. So by ons konflikhantering is, in Engels sê hulle eat the frog. Hoe vinniger hierdie probleme uitsorteer in die oggend, hoe beter. Hulle sê mos in 'n klein dorpie, as jy 'n veer bo los, dan kom jy onder 'n hoender uit. So ons konflikhantering, ons is gelukkig lief vir koffie.
So ons drink 'n koffie, ons praat dit uit. Die eie ek moet jy een kant sit en dit gaan oor ons, daar's 'n groter prentjie, daar's 'n groter verantwoordelikheid. So die geleenthede lê in die verleenthede. Daar gaan baie situasies oor jou pad kom wat jou net gaan sterker maak. As dit maklik was, het almal dit gedoen. So konflikhantering is jou leierskapspan en jou bestuur se verantwoordelikheid. Dis ook die temperament en die manier hoe jy dit hanteer is 'n voorbeeld by ons tot in die vroutjie wat afval skraap. Jou leierskapspan is hoe mense in jou maatskappy gaan reageer. So ons almal verskil. Kyk, ek en my broers, ek het nog geen skaap in my lewe gesaag nie, ek het nog geen skaap geslag nie. Maar my oudste broers was fantasties daarin en hulle het vele ander talente. En ek dink, net om daar by die konflik aan te sluit en met die verskille is, pas om op die persoon langs jou en jou familie en jou bestuur se swakhede te fokus. Fokus op die goeie punte, sterkpunte, waarmee is die persoon goed? Skyn die lig meer daarop. En ek moet sê ons, wat ook 'n familiebesigheid is, maar 'n familie in besigheid is met eksterne leiers wat al reeds in ons besigheid is, wat 'n fenominale bydrae maak met hulle talent, is dat ons moet nie almal dieselfde wees nie, want dan het jy ook 'n probleem. Jy kort verskillende persoonlikhede in besighede en boerderye, waar ons kan dan waarde toevoeg. Ek sê altyd vir my span, jy is my blind spot. So, ek het die voorreg waar ons verskil, konflik, wees groter as dit. Praat dit uit in die moeilike gesprekke, bring gewoonlik die beste resultate uit, wat jy nie verwag het nie. Maar moenie iets forceer nie, laat dit natuurlik kom. En ek het 'n boek wat ek gelees het, verskoon nou die Engels, maar Tillman Fertitta, hy's 'n Amerikaanse restauranteur. Hy het 'n boek wat sê Shut Up and Listen. Nou ek is 'n baie charismatiese leier en dan kry jy baie factual leaders. Jammer vir my Engels nou, maar wat hy daardeur sê is, en ek het geleer om partykeer ook net bietjie te luister. Want wat baie keer gebeur, veral met konflikhantering, jy wil ingaan en jy wil sommer al klaar met die antwoord na vore kom en jy dink jy het geweet. Luister eers, gee vir almal 'n regverdige kans en dan maak ons saam die beste besluit vir die maatskappy, nie vir die eie ek nie. Is daar families in julle besigheid, julle is klaar familiebesigheid, verskaf julle werk aan 'n hele familie en hoe werk die familiedinamika binne in so 'n familie? Ja, dit werk lekker, nee. Kyk, ons het lyk die Portugese sleg en alle respek as jy nou Portugese is. Kyk, ons Suid-Afrikaners, daar waar wil is 'n weg. So ons aan Riebeeck Kasteel het ons begin in 1990 met ek kry hoendervleis tussen die manne wat ek op die verhoog sit. Hierdie is reuse nou. Ek is nog nat agter die ore, Piet man. Ek homself. So, jy weet so ja, die ding van Riebeeck Kasteel in 1990 toe gee ons 5 mense werk. En in die jaar 1998 toe is daar so 60 mense wat by Delico en Delafontein werk. 2020, ek vat julle net so 'n bietjie op hierdie avontuur. 2020 toe is ons op so 250 toe ons oë uitvee na COVID. 350 want as mense nie daar nie en jy vat sommer nog mense in. En ons is vandag baie bevoorreg met 700 en ons mik na 1000. Maar omdat ons vleis verkoop het in die lokasies, gee ons nou daai mense se kinders al werk. En daai mense se ma's en pa's het ons aan vleis verkoop. En dit is 'n familiedinamika wat ons het. Ek het 'n oop deurbeleid. Ek is beskikbaar vir enige van my personeel, enige tyd. Ons het geen unies by ons nie. Ons het nie tyd vir drama nie. Willem Farmer wat hierso sit van Eerste Nasionaal sal weet, my broer Pieter het gesê en Frederik, hulle baie sterk beleid. As jy tyd het om te kla, het jy te min werk. So hulle het vir my groot gemaak, dat jy tyd het om te kla, dat jy te min werk, so jy moet meer gaan werk. Nou ja, ons weet, ons sit nou hier baie in strategies en jy weet, ou dink jy die hoë vlak beramings en alles, maar jy moet ook maar partykeer jou hande vuil maak, waar dit saak maak, soos Raymond Ackerman gesê het, hearing the grasshoppers jump.
So dis 'n voorreg om die families binne die familiebesigheid, binne die gemeenskap te hê. Want dit is, iemand vra nou die dag vir my, Henry, wat laat jou tik? Pietman, wat vir my laat tik, is werkskepping. Wie as jy sien hoe jy families vorentoe kan vat, en ek wil nou praat hoe mense en daai menslikheid wat jy op die einde van die dag kry in jou vallei, die beter sosio-ekonomiese omstandighede waarna kinders kan groot word, kos op die tafel, julle skoentjies, in boerdery bied dit. En daai genot wat ek kry deur werkskepping, want wat jaag ons? Hoekom groei ons nou? Soos om Gys gesê het, jy weet, die familie raak groter, en Wilco jy ook, so jy moet of aanhou groei, of jy moet ander planne maak. Maar so groei jou personeel ook, en daar's verhogings betrokke en verbeteringe. So dis 'n verantwoordelikheid wat ons het, as 'n nywerheid, as 'n industrie, om aan te hou slim werk skep. Ek sê nie gee net mense werk en daar's nie werk om te doen nie, want dis oneffektief. Maar daai is by verre ons grootste bate wat ons het, is ons arbeidsmag. En deur om jou mense beter te maak by jou besigheid, my neef, hulle het Cape Garden kwekery, Ellen van die Kerk, Haanvredendal, hy het altyd vir my gesê, Henry, neefie, ons bou 'n eerste wêreld besigheid in 'n derde wêreld land. Hier gaan nie papiere gestrooi word op my werf nie. Hier leer ons maniere, respek en dissipline. So die feit dat ons by Delico kan dissipline, respek en waardes afforceer, sien ons dit oorspoel in die vallei, en dit maak my hart, dit gaan 'n bietjie cliché klink, maar dit maak my hart baie bly. En ons sien dit, so nee, hulle moet kom werk, en so maak ons die gemeenskap groot. Dan ek iets bydra oor konflik. Verseker. Konflik, ek wil net aanlas hierso. Konflik. Enige familiebesigheid het konflik. In ons navorsing het ons gesien, daar is hoeveel besighede, mooi besighede wat vernietig is, as gevolg van interne konflik. Vergeet daarvan, dit is deel van 'n familiebesigheid. Wat doen jy omtrent dit? In ons reise het ons by 'n baie mooi familiebesigheid gekom, groot besigheid. 4 broers wat saam boer. Hulle het 'n konsep daar wat hulle sê boom toe. Daar staan op die plaas 'n groot boom, hulle ingerig met stoele. As hulle 'n probleem het, dan gaan hulle boom toe. En hulle stap nie daar uit voordat die probleem opgelos is nie. Wat ek hiermee probeer sê is, jy moet 'n plan hê vir konflik. In ons eie besigheid het ons op die konsensus manier gewerk. So ons het eintlik nooit, as ons nie saamstem nie, het ons nooit 'n besluit geneem nie. Maar my pa en my oom, hulle was diplomate by uitstek. Hulle het die ding gemaak werk. Maar daai konsensus manier vat lank. So jy vat lank om besluite te neem. So dit het ook 'n nadeel. Die punt wat ek net wil oorbring oor konflik. In 'n familiebesigheid moet jy 'n plan hê. Wat ook al jou plan is, omdat jy moet dit aanspreek. En in ons geval nou, hulle sê ons is oor vergadering. Ons hou 'n behoorlike vergadering met 'n behoorlike agenda, met 'n behoorlike notulen, met 'n behoorlike aksieplan. Laat almal presies weet waar hulle staan. Daar mag nie uitkom kans wees nie. En dis wat ek dink, wat ek wil oorbring, wat konflik kan in 'n mate vermy. Ek dink dis 'n baie belangrike kwessie. Wilco, ek weet nie hoeveel bome daar by julle op Groblershoop is nie, maar as ek nou luister so na konflik oor die algemeen, nie net in familie nie, jy's betrokke by baie georganiseerde landbou en dit is ook baie nodig. Party mense is gou om te sê nee, maar jy stem nie saam daarmee nie of jy wil nie daarbey betrokke wees nie, maar dit is tog die ruggraat van landbou, is die organisasie daar agter.
Hoeveel tyd moet jy afknip van jou familie af en van jou eie besigheid om tyd te maak vir georganiseerde landbou? Jy Ja, kan maar. Dis 'n interessante vraag. Nee, ek dink dit vat ongelukkig maar baie tyd. En ek dink dis deels wat familiebesigheid dit ook moontlik maak. Betrokkenheid in gemeenskap is 'n baie belangrike deel van ons boerdery. Ons het 'n NGO waarmee ons betrokke raak, maar ook persoonlike tyd. So die tyd wat ek in georganiseerde landbou spandeer, is deels van dit wat ons in die gemeenskap teruggee. Want sonder georganiseerde landbou sou ons nie vandag meer die geleentheid, die opsie gehad het eers om te boer nie. So of ek wil deel wees van georganiseerde landbou of nie, ons het dit ongelooflik nodig, want ons het dalk dis nou seker dalk nie die plek om dit nou hier van 'n verhoog af te sê nie, ons het dalk nie 'n regering wat elke dag landbou so goed gesind is nie. En daarom het ons 'n vakbond wat georganiseerde landbou is nodig om namens ons op te tree. Maar georganiseerde landbou is ook maar boere. Dit kan nie net 'n klomp amptenare wees nie. En daarom moet van ons bereid wees om tyd daaraan af te staan, sodat dit kan funksioneer. En daarom is dit eintlik nie 'n opsie of ek wil deel wees daarvan of ek nie wil deel wees daarvan nie. Georganiseerde landbou beding vir elkeen van ons wat hier sit, presies dieselfde voordeel, of ek 'n lid is of nie. En daarom glo ek, dis my plig, hoekom ek vir die laaste 24 jaar in georganiseerde landbou betrokke is. Want iemand moet daai verskil maak, en as ek dit nie bereid is om te doen nie, hoe kan ek van die ou langs my verwag om dit in te sit? Dis nou net 'n vraag van die os op die jas vraag. Julle al drie is kliënte van Bergrivier besproeiing. Jy moes aan baie pyp van hier af. Ja, seker nie al die pad so intoe gelê nie, maar hoe het julle betrokke geraak by Bergrivier besproeiing? Dis my word of mouth. En jy sal moet sê hoe hulle in Prieska betrokke geraak het, maar ek het maar by 'n kliënt van my broer wat pekanette lewer daar, het ek gehoor, maar hier's ouens wat vir hulle help, en ek het gevra, wil die mannetjie nie maar by my 'n draai kom maak nie. Ek sê natuurlik, dis die eerste keer in my lewe wat ek hom vandag met 'n langbroek sien. So julle moet mooi kyk, dit gebeur nie baie nie. Maar word of mouth, en hy het daar by ons uitgekom en net hierdie ongelooflike diens gelewer, en daarvan af stap ons 'n pad, en dis vir my die wonderlike. Ek is nie 'n kliënt van Enje nie. Ek is 'n vriend van hom, en hy's 'n vriend van my. En dis hoe ek landbou sien. Dis anders as net 'n koud en kliniese vennootskap. Dis 'n vriendskapsverhouding. So ons praat met mekaar oor baie verder as net in landbou. Maar hy maak 'n groot verskil op die plaas. So ek is dankbaar dat ek van hom kon hoor en dat ons saam met hulle pad kan stap. Henry, jy het nou die een been in die landbou en een been in besigheid. Hoe oorbrug mens die uitdagings wat jy in die een sektor het? In die een sektor loop dit dalk makliker as in die ander ene. Hoe vat mens hande oor die twee sektore? Pietman is maar, jy kom by mekaar. So ons het 'n leierskapspan. Ek en my broer, familie en dan van ons nie familielede wat mekaar kom, en dan help die een maar die ander. Want ons maar altyd 'n tyd waar die een 'n bietjie gaan swaarder kry en die ander 'n bietjie beter doen, en dan moet jy groot genoeg wees onder die sambreel om te besef dat môre kom jou dag weer in jou divisie. Maak spasie, die wiel draai, gun vir mekaar 'n geleentheid. Ons neem realistiese besluite. Wat ek van boerdery af weet, sê ek van die verhoog af is nog baie min. Ek leer nog elke dag van boerdery, maar daar's baie goed wat ek baie keer my broer en sy span kan help, en dieselfde van sy kant af in ons nywerheid. Want is weer eens daai blind spot, daai wat kant wat jy nie sien nie, wat iemand net met 'n nugter oog kyk. En dis 'n voorreg waar jy mekaar kan help as 'n dagbestuurspan, as 'n leierskapspan, en
Ek wil net ietsie bygevoeg het by jou vraag oor konflik. Ekskuus, ek gaan die geleentheid nou gebruik maak en dan sal ek jou Bergrivier vraag antwoord. Jy veroorsaak nou konflik, maar kom ons kyk hoe hanteer jy dit. Okay, Pietman. Gelukkig ken ons mekaar al lank genoeg. So net op konflik is ek glo vas 'n boot sink altyd van buite af, van binne af. So besighede, veral familiebesighede waaroor ons almal baie passievol is. Sorteer die interne drama uit. Besighede sink van binne, nie van buite af nie. En ek weet is nou baie maklik gesê en baie moeilik gedoen. Maar ek sê gereeld vir my span, as ons verskil, kom ons kom op mekaar, kom ons gaan boom toe om Gys. Okay, ons boom is sommer daar's ook koffie. Kom ons gaan drink koffie, kom ons gaan sorteer dit uit, want as ons nie met dieselfde waardes en beginsels besigheid doen nie, dan kan ons nie vorentoe gaan nie, maar as ons 'n gemeene waardesisteem en die beginsels dryf, dan is ons, want dis besigheidsoorlog, dan is ons reg vir enigiets, solank ons binne, die binnekamer, die familie en jou span op dieselfde bladsy ge-align is, dan kan ons gaan. So in 2018 het my broer Pieter vir my voorgestel in Enye en Clifford, want ons het die slagpale toegebou. En ons is nie tradisioneel waar ons nou besproeiing en pype nodig gehad het vir tradisionele primêre landbou nie, maar ek het iemand nodig gehad om vir my te help met fabriekbou. Nou as jy so 'n fabriek bou en jy brei uit, daar's vele komponente, daar's water, krag, panele, verkoeling, kyk jy lys gaan mos nou aan. Maar wie die eerste dag toe ou Enye instap, nou Enye en Clifford, en hulle gesê, we've got your back. Henry, wat bou ons en hoe bou ons dit? Jy kom op 'n punt in tyd, waar jy moet verskaffers vertrou. En Enye van 2018 af het Enye en Bergrivier besproeiings gelewer op wat hulle beloof het. En daar waar die dinge nie gewerk het soos dit moet nie, het Enye en Clifford in die Bergrivier span ingespring en dit reggemaak. En ek dink dit as besigheidseienaar of boer, dis wat jy wil hê. Iemand wat aanspreeklikheid vat, Pietman. So ons kom op pad aan met Bergrivier besproeiing, ons het die abattoir gebou in 2018, ons het die nuwe fabriek gebou in 2023 en Enye kom nog met Henry, hoe, wat, waar, toe sê ek vir hom, Enye, die lekker ding is, dis jou probleem. Ek het ander probleme. So Enye, ek kort koue water daar, ek kort warm water hier, ek kort die dikte pyp daar, of weet, ek kort net die hoeveelheid water. So dis waar jy die aflosstokkie kan oorgee. So ek wil met ook vir Bergrivier dankie sê en vir Enye en vir ou Clifford wat die installasie gedoen het, want hy het baie grys hare met van klim in die dakke en goed wat nie altyd gewerk het soos dit moet nie, maar hulle het my nooit vir my in Delico gelos nie. So ek het groot dankbaarheid vir hulle industriële installasie en van wat hulle gedoen het. Henry, ek wil graag vir jou die vraag vra, want dit is 'n realiteit en dit is deel van almal se lewe en dit is verlies. En jy het julle broer Frederik verloor. Hoe, ek weet dis so familielid is onvervangbaar, maar sy posisie moes gevul raak. Hoe gaan 'n mens te werk en waar begin jy dan? Ja, is maar 'n sensitiewe onderwerp, Pietman, maar gelukkig is ons 'n baie gelowige familie. En Frederik het diep spore in ons lewe getrap, my broer. En so ook my oorlede pa, wat in 1998 oorlede is. Jy gaan hom nooit kan vervang nie. Die realiteit en dis my hartseer, ek het so 'n bietjie geloop in die vertrek en ek weet daar's families wat verskil. Ek weet daar's broers maar ons tyd op aarde is tydelik. Sorteer hierdie goedjies uit. Sorteer dit uit. Klim in jou kar, wees groter as die situasie. Ek gaan nou jou vraag beantwoord. Klim in jou kar, sorteer dit, bly jou broer, dit bly jou suster, dit bly jou pa of ma. Bly jou kinders, bly jou ouers. My ma is nou net onder die 80, nou kyk my ma het selective hearing, sy hoor wat sy wil hoor, en sy sê wat sy wil sê, en hoe ouer sy word, die filters is uitgehaal, nee, dit kom net, sy moet nou mooi bestuur, dit gebeur, maar dis 'n wonderlike, en ek herinner myself gereeld aan, wat 'n voorreg om nog my ma te hê, want ek het my pa verloor, my broer verloor, so, vir hulle sal ek nooit kan vervang nie. Maar die wonderlike talent wat daar buite is in ons land, met jong, middel- en ouer professionele mense wat 'n geleentheid soek om deel te wees van iets groter as hulle self. Ons het 'n ons het 'n baie jong professionele ou Janu Lou, wat ons hoof van Lewende Hawe is, Calvinia seun, hy's al 10 jaar by ons betrokke.
Hy hanteer nou ons boereverhoudinge. Nou, ons boere is mense, maar om met boere te werk, kyk, julle sal weet, en ek is ook 'n boer, ek kan dit nou van die verhoog af sê, dit vat nogal 'n bietjie, né? Want jy moet die boere almal tevrede hou, en wanneer is dit? Maar ons het vir Jano Lou, wat al 10 jaar by ons betrokke is, en hy bestuur ons produsente verhoudinge uitstekend, en ons is daar vir die langtermyn. So ons het ons finansiële bestuurder kom om van Ceres af, om Gys. En dis waar jy jong professionele mense kry, en as iemand vir my môre sê, Henry, begin Delico van vooraf, ek dink ek sal kan nie. Maar om deel dan te kan word van iets groter as die eie ek, is wonderlik. Die talent is al buite, soek 'n bietjie harder, daar is jong mense wat wil deel wees van iets. En dit is vir my lekker om 'n ou soos Jano Lou te sien, en 'n Pieter Gildenhuys wat in ons besigheid inkom, en ek kan aangaan met nuwe talent, wat nie bloedfamilie is nie, maar Piet man, ek sê vir jou, daai manne en vrouens, is vir my soos familie. Dis mense vir wie ek 'n patroon sal vat. So, die lewe gebeur, die lewe staan nie stil nie. En my werk is om kliphard te werk, laat my pa en my oorlede pa, my oorlede broer, en hulle legacy is die woord, sal voortgaan, en daai is ook 'n voorbeeld wat ek vir my kinders gee, laat, en my broer se kinders, as daar iets gebeur, met van die familielede, die maatskappy wat ons gebou het, moet aanhou bou, jy is nooit groter as dit nie. Ek wil nou 'n vraag vir julle al, of aan julle al drie stel, en ek weet nie, Stefan, gaan ons die vloer oopmaak vir vrae, dink so lank daaraan. Julle, ek dink dit sal 'n interessante affære afgee, maar iets vir julle al drie om aan te dink. Jy het een voet in besigheid en een voet as boer. Hoeveel van jou boer, jou tussen die wingerde en tussen die boorde loop en tussen jou diere loop, moet jy inboet om plek te maak vir besigheidsman? Ek wil iets sê voordat ons daarby kom, oor die punt wat jy gevra het, net nou maar. Ons het maar daar, boer maar daar, Ceres, ons noem dit om die pot. Dis maar in Ceres. En toe het ons die vlerke bietjie breër uitgespan, dus is hier by Woester en by Mamasbury, by Riebeek. En so ons pad bietjie later in ons besigheid. Maar ek is eintlik spyt dat dit so laat gekom. Ek wil eintlik 'n baie mooi, of eintlik vir Bergrivier komplimenteer. Toe ek die eerste keer vir Stefan, ons nog te hore gekom, en hy het Woester toe gekom, en toe is die eerste keer aan met mekaar te doen gekry het, ek gesien, wrigtig, dis 'n praktiese man hierdie. En dis vinnig, en jou goed is, jy kry jou goed reg, dat dit verstaanbaar is vir die boer. En ek wil komplimenteer oor vandag, wonderlik. Ek dink ons vir hulle hande klap gee. Maar die punt wat ek eintlik wil oorbring is, binne die twee, glo ons aan langtermyn verbintenisse. Dis een van ons filosofieë. Ons, dit is reg deur die besigheid, van bo, bestuur, werkers, diensverskaffers, kliënte. Dis 'n beginsel by ons langtermyn verbintenisse. Wanneer jy kom by 'n diensverskaffer, soos Bergrivier nou, dan is daar 'n verpligting. Want jy het mos nou diens, en jy het prys, en jy het verskaffing, en jy moet vinnig beweeg, en al sulke dinge, daar's 'n verpligting op die diensverskaffer. So as jy die filosofie van 'n langtermyn verbintenis handhaaf, wil ek eintlik die punt oorbring, dat daar is 'n verpligting ook by die diensverskaffer om daarby te hou. Dis 'n geldige punt, en ek wil amper sê 'n watertight theory, veral met die besproeiing besigheid. Nou om terug te kom na die vraag toe,
Hoe voel dit vir jou partykeer dat die kantoorwerk of die papierwerk jou inhaal en jy wil eintlik buite wees? Ek gaan nie my tyd noodwendig daarin koppel nie. Ons boerdery het 'n verpligting teenoor gemeenskap. Maar dis nie my swaarste hart noodwendig nie. Dis nie Willem is so oud soos ek, hy's langer as ek al op ons plaas. So hy's net so deel van die familie soos ek, maar hy's 'n introvert. Hy love boer. So hy wil nie ergens al buite betrokke raak nie. Dis nie sy forte nie. So die boerdery het 'n sekere tyd wat hy na buite toe spandeer. 'n sekere tyd, my suster is voltyds in die kantoor. So elke afdeling word deur iemand behartig. So tussen my en my pa word baie van die buitentoe tyd spandeer. So van my tyd is daar seker 40% buite die boerdery. Maar dit gee weer vir van die ander geleentheid om te fokus in die boerdery. Vir my is fokus 'n bietjie moeiliker. So dit vat meer effort om te kan fokus wanneer ek die dag op die plaas is en tussen die skool se SPL en die kerk en die landbouunie wat bly vra, bly bel, bly insette. Dit maak fokus baie moeilik. So ek het dalk 'n bietjie meer die vermoë om dit te kan doen, maar gelukkig is daar ouens op die plaas wat weer 100% fokus op die plaas kan hê. So daar's nie soveel verdeelde aandag nie. So hulle help die balle wat ek drop, help hulle weer vang. So dit maak dit 'n bietjie makliker in 'n familiebesigheid. Vir 'n eenman saak om daai balans te kry, dink ek is baie moeiliker. So ek kan nie vir jou sê ek moet soveel tyd na buite spandeer nie, want dit gaan oor die hele kollektief wat 'n sekere aantal tyd na buite spandeer en die res van die tyd op die plaas kan konsentreer. Henry, jy sê dis vir jou 'n passie om werk te skep, so ek weet nie hoeveel tyd jy in die veld spandeer nie, maar voel jy ook soms dieselfde? Ja, absoluut. So Pietman, ek werk maar altyd binne die 4 panele, sê ek altyd daar's op die plaas. So my broer Pieter werk buite die 4 panele, dis die fabriek, en ek werk binne die 4 panele. Maar as boerseun, baie lief vir landbou. So ek het maar 'n baie eenvoudige lewe. Ek werk van maandag tot Saterdag binne in die fabriek, gaan sien kliënte, en ons is die sekondêre landbou, as ek dit so kan noem, ons is in die waardeketting. Maar Saterdagmiddag, as dit 5 uur is, kyk, my rolmodel het op die 7de dag gerus. So ek volg maar dieselfde. So Saterdagmiddag 5 uur as ek klaar gewerk het, en ek kan op die Lekkerwaan klim saam met my 2 seentjies, kyk, hulle is nou 8 en 6. En ek kan op die plaas rondry en die canola sien opkom, en jy ruik die grond wat vars geplant is. Daar's niks wat vir my so laai en my glas so vol maak as wat jy in die veld stap saam met my 2 seentjies en my vrou, en ons gaan drink 'n koffietjie of is 'n piknik. Daai Saterdag, middag en Sondag. So dis ook wat ek voel die Vader vir ons gee, is die natuur, is die buite. En dis waar ek neutraliseer my energie vandaan kry om weer te kan invat in my glas, is buite die natuur. So van my portfolio sal ek sê ek is so 95% in die nywerheid en 5% buite, maar ek is baie lief vir die buite, in die natuur, in die veld, tussen die grane en diere. En ek bedoel, as jy nou vat, ek het laas naweek 'n bietjie Boesmanland toe gery. As jy daar sal kom by ons produsente se plase, jy skop 'n bietjie stof en jy sien die vet lammers. Ek bedoel, daai deel van my is grootliks daar, en ek dink dit maak ook weer goed wakker in my om te sê, hey, hier's nog, jy weet, kom ons gaan kry van nog verder af skapies wat ons in Riebeeck Kasteel kan werk. So ja. Die kwessie van wat is nou die suksesvolle ou wanneer dit nou by boer kom. Daar is nie 'n beter ding as jou voete op die grond of jou voete in die boord nie. Uit die aard van die saak, hoe groter jou besigheid is, hoe minder gaan jy daar kom. Want jy het net eenvoudig die tyd nie. Toe ek die Tooi Agri bestuur het, het jy bitter min tyd gehad om self daar te kom. Jy het 'n struktuur en dan verwag jy van daai mense om daai uitvoering te gee.
Nou, my boek is en ek het vir hulle hoeveel male gesien, dat ons het hoeveel bestuurders, hulle het afdelings wat hulle moet doen. Die beter boer is die een wat sy voete in die boord het. Ons boer mos nou met vrugte. Nou praat ons van 'n boord. Die ou wat sy voete in die boord het, hy vaar beter. Ek glo dit absoluut. So jy moet net die boer, dis die beginsel wat ons gehandhaaf. Jy moet die boer in staat stel om sy werk die produktiefste, effektiefste te doen, deur daar te wees waar die dinge gebeur. Julle, ek weet nou nie hoe om dit af te sluit nie, maar om Gys, jy gaan nou lekker lank vakansie hou in die Kalahari waar daar geen appelbome is nie, maar ek hoop daar's 'n lekker amper sê ek so doringboom, 'n doringboom waaronder jy lekker kan gesels. Hendrik sê vir jou baie dankie. Jy dan nie te ver om terug te ry nie. Ons kan eintlik saam terugry. Wilco, jy moet nog ver terugry. Baie dankie vir julle tyd en vir julle moeite en julle kundigheid wat julle kom deel het. Ek weet nie of ek wil net gou by die ateljee hoor of daar 'n vraag of twee is nie. Is daar iemand met 'n vraag? Pietman, as ek dalk net een ding mee kan afsluit. Ek dink ek gaan 'n groot leemte laat as ek nie daarna verwys nie. Om by hom Gys aan te sluit, my pa sê altyd die kunsmis van die grond is die voetspore van die boer. So, maar rondom sukses van familiebesigheid het ons nou die cliché woord is 'n life coach. Nou ek het nou gaan soek vir Afrikaanse woord daarvoor, 'n begeleier of 'n klankbord. Dink ek is dalk die akkuraatste. Ons het iemand buite ons boerdery. Nou dis iemand in Pretoria wat ons oor Teams mee skakel op 'n maandelikse. Ek is nie altyd so getrou nie. Ek is baie keer skiep ek so 'n maand of 2 en dan word ek lelik aangepraat. Maar waar almal van ons by in klankbord en sy weer met ons teruggesels. En sy is hierdie goue draad tussen ons almal wat hoor wat is my wrywing en sonder om dit met die een langsaan te deel, weet sy wat sy weer vir daai een moet sê en weer vir my moet sê om te help om konflik te voorkom. Ons spandeer baie geld op ouens wat ek help oor my wingerd, oor my pekanneute, oor my vee, oor bemesting, oor besproeiing. Kry ons hierdie kundigheid in. Ons kry mentors om ons te help met dit. Maar die heel belangrikste bate op die plaas is die mense. En ons laat baie keer na om te spandeer om daai mense op te lei. En om iemand te kry om die geestelike gesondheid van daai mense te bestuur. En ek sê nou vir jou, sonder om te diep in te gaan, sou ons lede van ons familie al verloor het, as dit nie daarvoor was nie. So dit is verskriklik belangrik, dat ons moed in ons mense spandeer. Hierdie gaan nou oor kernbestuur, maar ook weier, ook in ons ander mense. Ons het ook iemand wat op ons plaas rondgaan en onder ons werkers gereeld gesprek het, om goed te identifiseer wat probleme is en dit vroegtydig aan te spreek. So ons moenie nalat om kapitaal te spandeer aan ons mense, wat eintlik die heel belangrikste bate van die boerdery, belangriker as bome, as grond, as diere is nie. Gys, wil jy nog iets bygedra het? Ek kan sien. Ek kan nie hier wegstap om net hierdie een ding nog te sê nie. Op my ouderdom nou is my passie genetika. Nou ons praat van in die boerdery van nuwe kultivars en sulke goed. Ek noem dit genetika. Die rol wat genetika in die landbou speel, glo ek nou, is die enkele grootste veranderingsmeganisme. Dis nog waar jy die hefboom so effens na jou kant toe kan laat gaan. Ek kan nie uitstap om my passie te deel rondom genetika nie. Nou, die landskap in die boerdery, ek wil net vinnig 4 voorbeelde noem. Hier was
in Jan van Riebeeck se tyd kersies in die Weskaap. Hulle het heel verdwyn. Ons het by 'n teeler in Amerika met die naam van Zeiger die laagkoolbehoefte kersies weer Weskaap toegebring. Vandag is dit toe seker meer as die helfte van die kersies van Suid-Afrika word nou hier geproduseer. Dit is genetika wat verander het dat daar laagkoolbehoefte kersies in hierdie deel van die klimaat kan geproduseer word. 'n Ander mooi voorbeeld is die mieliebedryf. Die mieliebedryf met sy bastas en sy plasma het die produksies fenomenaal laat opgaan. Ek vra nou die dag vir Theo Forster, as ek nou wil belê in 'n landbouproduk, waar moet ek gaan belê? Hy sê vir my, gaan belê in daai watertafelgronde in die Vrystaat, as jy wil vinnig jou cashflow verbeter. Maar dit het gekom as gevolg van genetika. 'n Ander voorbeeld, ons is nou betrokke in die kiwi bedryf. Daar is 'n maatskappy in Nieu-Seeland met die naam van Zespri. Hulle het 200 miljoen kartonne wat hulle gaan vir jaar uitvoer. Hulle is 'n bedryf wat gereguleerd is. So jy moet deur hulle uitvoer. Hulle het net een variëteit met die naam van G7 of Sun Gold, wat 60% van die 200 miljoen kartonne is. As jy wil G7, G3 of Sun Gold plant in Nieu-Seeland, dan ga jy na 'n auction toe. En dan betaal jy om die reg te hê om te plant. Dit 7 miljoen rand per hektaar wat dit gekos het per jaar op daai auction. Nou, ek kan nie die punt meer oorbring deur te sê wat het gebeur met genetika nie. Want as daai boer daai kiwi in Nieu-Seeland moet loop plant en hy wil nog geld maak en hy betaal 7 miljoen rand per hektaar, moet dit 'n fantastiese opbrengs kan lewer om dit goed te maak. In ons bedryf het ek die voorbeeld van Pink Lady. Die Pink Lady appel was die eerste gebrande appel wat 'n trademark het, 'n brand. Dis nou al 20 jaar gelede. Per jaar produseer die wêreld 400 000 ton Pink Lady. Ek kan nou vir julle sê, daai genetika het vir die appelboere in die wêreld bitterlik baie welvaart geskep. Nou, die punt wat ek wil oorbring is, dat die toekoms van boerdery is, wat my betref, die faktor van genetika. Jy kan dit by diere ook gaan kyk. Hy sal beter praat daaroor, maar die faktor van genetika moet ons nie buite rekening laat. Dis waar my besluiting is. Dit voel soos om TV te kyk, want dis baie lekker om te weet. Ek weet ook nou die heel nuutste skaap is Easy Care, hy het die wolie, hy het amper 'n vellie. Dis net vleis wat daar loop, maar so kan 'n mens aangaan. So kan 'n mens aangaan oor genetika, mens kan aangaan oor familieboerdery, maar ek ruik al die vleis en ek ruik dit kom hom seker van julle af, die vleis. Wel, as ons nie het, is daar nog 'n geleentheid. Ons sê vir iedereen en elk van julle baie dankie. Ons sê vir Stefan dankie, Karmay, Enje, baie dankie vir Bergrivier Besproeiing vir hierdie pragtige dag. Dis regtig wêreldklas. Mense sien mos nou baie by hierdie boere daar in Sun City en in Johannesburg en die convention centers. Hy loop, julle kan hom net so vat Johannesburg toe en daar gaan uitstal. Dankie dat julle gekom het, dat julle tyd gemaak het. As julle foto's geneem het, #Bergrivier Besproeiing, laat die ding so 'n bietjie trend vandag. Ek het maar gesê dit is hoe dit werk. Ek weet nie of daar enige van julle was wat 'n vraag het aan een van ons paneellede nie. As dit is of hulle die pad gaan teer van Riebeeck af na julle toe.
hopelik eendag. Dit was my vraag. Terwyl ons nou almal het, hopelik eendag ja, hoekom teer hulle aan hierdie pad nie, jy weet? Ja. Ek dink hulle kan dit doen. Dit sal net nie so lekker motorbike ry dan nie, maar dit sal pad dan vir die karre geteer wees. Weereens baie dankie en dankie vir julle ondersteuning. Die jag is nou regtig oop vir almal. Die kroeg is oop. Die kos gaan nou bedien word. Karmay, is daar nog enige aktiwiteite daar buite? Almal kan nou lekker ontspan. Julle kan nou julle oproepe maak en julle kan gaan wyp en julle moet mooi loop. Ek sien die mense wyp nou deesdae oral. Weereens baie dankie aan ons paneel dat julle julle tyd opgeoffer het en julle kundigheid met ons gedeel het. Kom ons gee vir hulle 'n baie lekker hande klap. Dankie. We'd like to thank our valued sponsors,